En mag ek vra dat ek 'n bietjie in die lig ook kan wandel? Dankie. Nou voel ek beter. Wandel nie meer in die duisternis. Vandag wil ek praat oor die stelling, onthou vir Jesus. En ek wil graag begin deur om die opstandingsverhaal of storie, hoe ook al ons dit wil noem in die Bybel, met julle te deel, en ons kry dit in Lukas 24, is een van die weergawes, van vers 1 tot 9, en lees saam met my. Dit sê, teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het hulle na die graf gegaan, om met die geurende speserye wat hulle voorberei het, hulle ontdek toe, dat die klip van die graf weggerol was. En toe hulle ingegaan het, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor, maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en hulle gesigte na die grond toe gedraai, en die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? So, dit is mooi, nee? Hy is nie hier nie, maar hy is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mens, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af teruggedraai en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander gaan vertel. Daar's 'n woord wat vir my uitstaan hierso wat 2 keer genoem is. Die woord is onthou. Onthou wat Jesus vir julle gesê het. Onthou die woorde wat hy gepraat het. Onthou wat hy gedoen het. Onthou wat nou net hier gebeur het. Nou ek wil wegstap en ek wil 'n bietjie die fokus op ons sit vandag. Ons weet Jesus het opgestaan uit die dode. Ons weet hy sit aan die regterhand van God. Ons weet hy is die oorwinnaar en ons vier dit vandag. Maar ek wil vandag bietjie die bal terugsit in ons eie hande. Want net in hierdie opstanding storie lees ons 2 keer dat hulle moes onthou het wat Jesus gesê het. En hulle was by Jesus. En hier is my stelling. Ons vergeet te maklik. Ons vergeet te maklik, selfs in ons geestelike lewe. Hier's die storie. En glo my, dit het werklik gebeur en ons glo in die fisiese opstanding van ons koning Jesus Christus. Dis nie iets simbolies wat gebeur het nie. Jesus het fisies uit die dood uit opgestaan. Kan ek 'n amen kry? As hy nie dit gedoen het nie, kon ons nie gesê het, hy is Here en God en regeerder nie. So het uit die dood uit opgestaan. Hier stap hierdie 2 vrouens, Ladida, hulle wil nou vir hom gaan mooi speserye en so aan, want dit was die gebruik in daai tyd om die liggaam te salf met olies en speserye te gee. En ons het nie hierdie moderne tegnologie gehad en so nie, dit was letterlik, lyk jy daar gelê in 'n grot en hy moes daar vergaan het, so hulle kon dan ten minste 'n bietjie laaste eer gaan betoon het. En hier stap hulle en hulle sien klip is weggerol. Daar's niemand in die graf nie. En hulle het in daai oomblik nie onthou dat hy gesê het dis wat gaan gebeur nie. Die Ou Testament praat van dit is wat gebeur. Toe Jesus aan die kruis gehang het en hy het gesê, my Here, hoekom het U my verlaat? Het hy 'n psalm gequote. En daardie psalm beskryf baie mooi sy kruisiging. Hulle het al hierdie bewyse gehad. Hulle het al hierdie tyd saam met hom spandeer en hulle stap in 'n leë graf en ewe skielik vergeet hulle. Ons vergeet te maklik. Ek sien hierso die disippels het Jesus se woorde gehoor vir oor die 3 jaar. Hulle het saam met hom gestap. Hulle het saam met hom geëet. Hulle het saam met hom geslaap in die aande. Hulle het tyd saam met mekaar deurgebring. Hulle het sy hart geken. Hulle het gesien die wonderwerke en tekens wat hy gedoen het. Maar binne 3 dae vergeet hulle alles.
ons vergeet te maklik. En ek wil vir julle vandag net weer perspektief bring. Om te onthou, maak dit weer vas in ons harte. So wanneer ons die nagmaal vier, maak ons die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus weer vas in ons harte. Om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het, skep weer hoop in ons lewe. Dis hoekom dit so nice is om bietjie terug te kyk partykeer en te sê, Here, maar wat het U al alles in ons lewe nie vir ons gedoen nie? Kyk al die wonderwerke wat al gebeur het. Ek onthou dit. En omdat ek dit onthou, weet ek kan op U vertrou en daar is hoop vir die toekoms. Ek sê ons moet 3 goeders doen. Ons moet onthou wat Jesus gesê het. So, daar is 'n boek. Ek het Vrydag gesê daai boek se naam is die Bybel. En ons moet daai Bybel lees en leer en lewe en ons moet elke woord onthou wat in daai boek gestaan het, want dit is die lewende woord van God. Dan moet ons onthou wat hy gedoen het. Wat hy gedoen het in die Bybel, wat hy gedoen het in die geskiedenis en wat hy vir ons persoonlik gedoen het. Want wanneer ek dit onthou, skep dit nie vrees nie, maar dit skep hoop. En dan moet ons onthou wie ons is, wie jy is in hom. Ek en Naomi staan Vrydag hierso en praat hier by die heining toe ons kyk wat het hier gebeur en ons praat van die aanval op ons as kinders van die Here en die aanval op die kerk. En ons het altyd dieselfde stelling gemaak. Die duiwel, Satan, die vyand, kan nie die kerk oorwin nie. Want raai wat? Jesus het klaar oorwin. Maar hy gaan alles in sy vermoë doen om die hele tyd ons identiteit aan te vat, ons identiteit aan te spreek om te sê, jy's nie goed genoeg nie. Het God werklik, het Jesus werklik? Hy wil net jou laat twyfel, want wanneer jy twyfel, dan begin jy weg te draai en dan begin jy te vergeet en dan begin jy perspektief te verloor. So onthou elke dag wie jy is in hom. Jy is oorwinnaar in Christus. Jy is nie meer sondaar nie, jy is oorwinnaar in Christus. Onthou ek het Vrydag gesê die mag van sonde is gebreek oor ons lewe, die almal is uitgevat. Sondaar is nie meer my beskrywing nie, maar die geregtigheid van God is nou my beskrywing. Die vyand wil die hele tyd vir jou voor die kruis laat staan en Jesus sê maar jy lewe nou vanaf die kruis. Onthou wat Christus vir jou gedoen het. Om te onthou lei tot lewe en krag. Ek weet nie wat se uitdagings het jy in jou lewe nie. Staan jy dalk voor 'n groot besluit? Staan jy dalk voor 'n groot krisis? Wonder jy oor die toekoms en is jy bekommerd oor die toekoms, want op hierdie stadium is baie mense bekommerd oor die wêreld en dit wat in die wêreld aangaan. Nee, dieselprys is R31, wat gaan vleis kos R1000 'n kilo, wie weet, nee. Maar om te onthou wie Jesus is, lei na lewe toe en dit lei na krag toe. Want om te onthou wie Jesus is, gee vir my die perspektief om vas te kyk aan die kruis, 'n leë kruis en 'n leë graf en te weet hy is die hoop van die wêreld, hy is die lig van die wêreld, hy het klaar die wêreld oorwin. Al hierdie goeders is nie tydelik, maar Jesus het klaar oorwin. Iemand sê oor die naweek 'n interessante ding. Hy sê, as jy nie 'n Christen is, gaan hierdie lewe die naaste wees wat jy ooit in die hemel gaan kom, as jy nie 'n Christen is nie. As jy 'n Christen is, gaan hierdie lewe die naaste aan hel wees wat jy ooit gaan beleef. Om te onthou wat Jesus Christus vir ons gedoen het, skep hoop, verwagting en 'n wete dat hy het klaar oorwin en iets beter is op pad.
Wanneer jy onthou, verander vrees in geloof. Ek onthou wat hy vir ons gedoen het, ek onthou al die deurbrake wat hy vir my gedoen het in die verlede. Hoekom moet ek bang wees oor dit van die dag, van môre? Hierdie oorlog in die Midde-Ooste gaan op 'n einde kom. Dis die natuurlike loop van dinge. Ek en my broer praat laasweek oor dit en hy sê vir my, ja, maar onthou die Tweede Wêreldoorlog was 6 jaar gewees, so sê ek vir my, onthou die ekonomie van oorlog het verander. Dis nie nou meer 10 sent vir 'n patroon nie, dit is nou $10 miljoen vir 'n patroon. So dit kan nie vir altyd aanhou nie. Hierdie oorlog gaan klaarmaak. Hierdie korrupte wêreld gaan op 'n stadium op 'n einde kom. Maar Jesus Christus gaan nooit verander nie. Hy bly die koning. En as ons oë vestig op hom as oorwinnaar, redder en koning, dan gaan vrees verander in hoop. En dan ek wil afsluit met die laaste punt wat ek wil maak, om te onthou, herstel jou eerste liefde. Om terug te dink aan al die mooi dinge wat jy al saam met Jesus beleef het. Herstel weer daai vuur, daai soeke, daai passie, wat jy beleef het toe jy net jou hart en lewe vir die Here gegee het. Jesus het dit volbring aan die kruis. En ek gaan verder en ek sê, hy het opgestaan uit die dode, want hy het. Maar ons moet dit onthou. Dit is nie net 'n storie in die kinderbybel nie. Dit is feitelik die waarheid. En die aksies wat hy gedoen het 2000 jaar terug, het die wêreld vir altyd verander. Ons gaan nou onthou wat Jesus gedoen het, en laat my toe dat ek net vir ons hierdie lees in Korintiërs 11, vers 23 tot 26. Lees saam met my, en dit sê die volgende: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dis Paulus wat ons nou hierso praat. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, ter wille van julle, doen dit om my in herinnering te bring. Vers 25, so ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Ding het verbygegaan, kyk en die het gekom. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wanneer julle hierdie gebruik, onthou julle wat Jesus gedoen het vir julle. Die nagmaal is soveel meer as net hierdie elemente wat hier so staan. Hierdie gebruik ons om te onthou, maar die autoriteit wat agter hierdie is Jesus Christus. Hy sê, my liggaam vir julle gegee. Julle kan 'n oorwinning lewe hierso. Julle kan genesing hê hier, want ek het klaar betaal vir dit. Julle kan vry wees hier, want my bloed het gevloei aan die kruis. Vergifnis het gekom en is hierso en gaan nie weer weggaan nie. So ek nooi julle uit, kom kry die elemente van die nagmaal vandag. En ons gaan onthou wat Jesus vir ons gedoen het. En ek wil julle uitnooi om julle pakkie probleme en julle pakkie dingetjies aan die kruis vas te slaan en te onthou dat Jesus het die oorwinning behaal. Hy het klaar vergewe. En dis waarom